Hammy, Hallo Rikus, gaan dit goed? gaan met jou vat Sy baie geluk met jou verjaarsdag, hoor? Ja, Ja, wanneer was dit nou weer? 13 Desember. Bliksem. Dis wanneer laas ek jou gesien het. Het jy gedrink die week? Hoorie, baie dankie dat jy vra. Het ek gedrink hierdie week? Nee, ek het nogal nie gedrink nie. Kyk, jy sien hoe mooi blink my vel. Hæ? Ja, mooi Hoorie, blink. maar die mallet kom mooi aan. Hy kom aan. Ons het gepraat nou die dag of ons dit wil sny. So die Ja. mense moet miskien vir ons sê, moet ons hom laat gaan of moet ons hom maar laat Maar afhaal? joune bly reguit, myne krul, jy weet so. Ja, Weet maar ek hou van die krildakkie, hoor. Ja, Jy moet net die hare bietjie was. en dit help ook nou met die tand wat uit is mos. Hoor jy, Ek nou so smile, lyk dit nogal mooi met die. 'n bietjie spoegie op jou lip, Is daar? hoor ja. Okay. Daar's hy. Dis jou tand is eintlik mooi gepas vir ons gas vandag. Ja, want ek wil nou nie hê ons moet te lank praat hier. Nee, Maar- nee. Want kyk, hierdie is nou die grootste geleentheid vir my lewe. Ek kan nou nog nie glo hierdie gaan nou gebeur nie, maar hierdie gaan nou twak praat Ja, op 'n ander level sit. ons gaan nou internasionaal. Maar jy weet hy charge ons vandag, nee. Ja, ons trek dit van Henry se geld af. Ja. Ja, Henry, jy word nie betaal vir vandag nie, hoor? Hoorie maar Ja. ter inleiding. Ek weet nie of julle weet ek was mos in Perth. Het ek dit al ooit gesê op hier? Hoor, dis nou die eerste wat ek daarvan hoor. In die laaste 10 minute. Ja. Ja, maar gaan aan, gaan So aan. vandag gaan ons nou die waarheid praat daaroor of ek regtig gaan was. Ja, of jy nie inge-AI is met daai goed nie. Ja. Ja, so Maar vertel. Nee, ek het mos al reeds alles vertel, maar die man homself is nou hier vandag. Ja, wat jy al ooit hard gebliksem in jou lewe? Glo dit of nie, ek's nog nooit geslaan nie. Kan jy dit glo? Dit kan nie. Ek kan dit self nie glo nie, maar ek het nog nooit pak slaag gekry nie en ek gaan nou hoor hoe dit voel. Maar voor ons gas gaan bekendstel, het ek eintlik 'n interessante storie oor hom wat hy nog nooit vertel het nie. So, weet jy hoe het hy sy heel eerste professionele fight gewen? So dis iets waaroor hy nogal nie baie oor praat nie. So, hy het gefight, man, ek praat nou van 2011 dink ek daar rond. So daai tyd het hulle hom T-Bag Du Plessis genoem en jy gaan nou hoor, so jy gaan nou hoor hoekom hy T-Bag Du Plessis gedoop was. So hy teen 'n ou daai professionele fight wat hy nou het, hy teen daai tyd se kampioen gefight ou Kraines. Okay. Nou Kraines hy het 'n move gehad, nê? Wat hy 'n ou en niemand kon hom wen of uit daai move uitkom nie. So hy het jou in 'n move gedruk wat alles is, dit lyk basies soos 'n kraaines. Dit is arms is hier, bene is hier, jy kan letterlik niks beweeg nie. En die fight het nogal goed begin en Driekus het 'n paar lekker ordentlike shots geslaan en op 'n tyd, toe kry hy nou vir Driekus hier by die 4de ronde in hierdie kraaines move, wat hulle van gepraat het. En hy druk hom in hierdie move in en daar weet almal, okay, daar het hy vir Driekus sy eerste professionele fight gaan hy verloor. Ja. En al wat Driekus daai tyd toe nou kon doen, ou T-Bag, eintlik daai tyd mos nou, al wat hy toe nou kan doen in daai move wat hy hom nou in het, is hy kan nie die linker oog oopmaak, so sy ander oog is op toe. Ja. En hy sien hier net bo hom, is 'n ware storie, hoor. Hang hier toe 'n balsak net hierso. En al wat Driekus toe nou kan doen, hy kan net hierdie pinkie ook beweeg. Ja. En dis toe nou sy laaste uitweg, is voor die ref hom nou countdown, voor hy klap, gaan hy toe nou met sy een oog en hy trek die balsak nader en hy sit die balsak in sy mond in en hy byt so hard soos wat hy kan. En toe hy byt, toe hy dip split sekondes uit die move uit, gryp vir Kraaines om die nek, verwrig hom en daar wen hy toe sy eerste professionele fight. Okay. En na die tyd vra die kommentator vir hom, Driekus, hoe de moer het jy dit reg gekry? Niemand kon al ooit uit die Kraaines move uitkry nie. Toe sê Driekus, weet jy hoe baie energie kry as jy jou eie balsak byt? Daai was 'n proper Driekus, is dit waar? Die punchline was die beste. Ek het die hele storie, ek het gedink ek het 'n idee wat aangaan. Daai was great. Driekus, hoe gaan dit met jou, my vriend? Nee, goed, lekker om hier te wees. Lekker om hier te Dis wees. vir ons 'n groot voorreg, hoor. Nee, die voorreg is myne, ouens. Wat doen jy hier, sorry, Rikus? Moenie stel jy jou nie goed nie. Nee, ek stel dit dat almal mooi kan hoor. 3K baie welkom, hoorie. Dit is nou 'n massive voorreg. Ek dink ons kykers
kan self seker nou nie glo jy's op Twakpraat nie, maar baie dankie dat jy is net jy moeite gedoen het. Ek weet jy's nou kwaai besig aan die oefen en al die dinge so welkom. Is lekker om baie hier te dankie. hê. Nee, dis reg lekker om hier te wees. Nee, ek is nogal 'n fan van die show. Ek kyk veral ek kyk gereeld veral as ek so op Facebook is en so kyk maar gereeld die short clips, dit lag lekker. Okay. So en toe sê ek nee, ek wil 'n bietjie kom chat met die man. Ek meen ek ken julle albei nou al 'n hele ruk. Goeie chomme, so ek het gedink dit sal lekker wees. Het jy geweet ek was in Perth, hy sê Net gou 3 keer was hy in Perth. Ek het hom nie daar gesien nie. Maar jy lieg, Oh yes. ek het al vir jou gesing man. Harde kole. Ek dink dit was Joe. Dit was nie die CD. Dit was Joe Black. Ja. Ek dink al was 'n DJ. Weet jy jy is regtig vriende met 'n ou, okay. Behalwe Perth, as jy by sy verloving ook was. O, jy Ek was meen, by sy verloving. Dan weet jy het dit gemaak. Hoorie, baie geluk met die verloving. Baie dankie. Dis nou al 'n rukkie Dis al 'n terug, jaar, né? ja. Is dit al 'n jaar? Ja, Ja, dis ja. nou, dit was my verjaarsdag was nou die 14de en dit was op my verjaarsdag gewees. So dis nou al Dis reg. Ja, so dis nou Al 'n dis al 'n jaar. terug. Het jy nie beplan om op daai 14de sommer te trou ook nou, toe dit nou verby is? Nee, is my dag. Was jou natuurlik. Jy gaan hom nie deel nie, not the kyk, more. die verloving het ek nou klaar bietjie gedeel. So Ja, natuurlijk, ek gaan nie trou. Jy gaan mos nou nie die aandag vir jou verjaarsdag. Nee, dis nie reg nie. Ja, maar daar sê jy gedrink het dan. Nee, ja, dis net wat ek sê. Ek meen imagine jy op jou verjaarsdag. Jy Ja. trou daar. Nee, ek sal skei voor ek getrou. Hoorie, ek lag daai aand so. Nou staan ek en jou 2 boeties daar buite. En ons het eintlik wat ons nooit geweet het, 'n gemeenskaplike vriend in gemeen gehad. Hy's nou ongelukkig oorlede met Okkie. O ja, Onthou ja, jy ja. van Harties? Onthou van Harties af, ja. Nou wat jou ander broer Wees jy. wees jy. Of Willem Christoffel Nou soos sê hulle hy hom vir noem. my ons kom toe agter, maar nee man, ons ken vir Okkie. Ek het mos jare saam met Dousie getoer daai tyd. En Okkie hy het vir Dousie opgepas, jy weet op 'n tyd. Maar is maar wille kerels daar Wille Harties. manne, Ek weet nie hoe goed ken jy Harties nie. Ja, Maar daar was nou dam, ek weet daar's 'n dam. daar's mos 'n plek Legends in sulke Legends. plekke. Nou Ja, dis toevallig waar my loopbaan begin het, sal ek sê. Reg? Ja, by Legends, ja. Was jou eerste fight daar? Ja, my eerste paar. ek wil nou daarby uitkom. Nou sê jou broer vir my, nou staan ek en hy daar in Niel. Ek sê net maar ken hom nie en ons sê toe ja. Hy sê nee, Okkie het altyd dan sit hulle daar by die huis en dan is hulle verveeld, hulle weet nie wat om te doen, dan sit Okkie altyd so, man, nou moet ons net bietjie uitgaan en my hande juk. Ja. Dit klink omtrent reg. Ek moet sê daar in Harties, dis nie Harties en Brits manne was dit maar altyd. Jy gaan om te drink, Ja. maar verstaan jy, dis 'n klein dorp, dis enigste Ja. plek daar wat ons nou reg by gekuier het. Hy's nou nie meer daar nie, maar al die girls, verstaan jy's nou jong man, is matriek of net na matriek nou. En die hormone loop. Verstaan. Ek ken nie al die girls wat daar is, almal gaan dieselfde, dis dieselfde ouens omtrent elke nou. Ja. As jy daar sit, as jy daar gesit het, maar jy het sommer geweet, jy weet sulke ouens, daar was sulke ouens wat het geweet, hulle fight vanaand verseker. En as dit sommer hierdie ou het laaste week gemis en jy sou sy chommy gemoed, hy kom. Ons almal weet hy kom Vrydag aan. Hierdie twee gaan definitief hulle gaan mekaar verseker moet. So almal kom eintlik maar om die show te kyk. So almal kom maar aan, brandy special R25 vir 2 dubbels. So jy kan imagine R100 en jy's aan die gang. En die ouens is klaar kwaad as hulle daar aankom, nog voor hulle drink. Dis die ding, hulle kom maar aan. Hulle begin so 10 uur ophou drink want die fights begin 12 uur. En dan is dit dan is dit nag en is dit amper half jy gaan sit daar buite. Jy vat jou kampstoel, jy gaan sit daar buite. En dan sien jy hoor goed breek, dan kom hulle af by die trappe. Ja. Partykeer val hulle, partykeer stap hulle heel decent tot in die parkeerarea. Rol is aan. En dan kom ons sommer hierdie ou dan ons almal is nou klaar hier onder. Julle twee het net nou 'n bietjie woorde gehad. Kom sort julle het ook sommer uit. Ek sweer dit was baie meer georganiseer as wat mense gedink het. Is dit? Dit is 'n tipe van 'n georganiseerde fight wat dan gebeur. Ja, was nie iemand spesifiek wat dit georganiseer het nie. Dit was dan nie 'n skeieregter byvoorbeeld. Nee. Ja. En wel jy kon try om iets te stop of iets dan maar word jy ook gedwonge. So jy staan maar en laat die ouens doen wat hulle doen. En as jy dan tydjie jy het al alles gesien. Ene groot teen klein. Ja, mooi fight. Vrou teen man. Dit's ag nee, jene, jy Pikkie teen pikkie. Jy ek sweer dit was 'n sirkus, maar dit was 'n baie lekker geweest om te kan kyk en soms deel te neem. Ja. Maar het daai jy nogal as jy nou terug gaan en daar was nou sê dan maar oomblik. Het dit 'n ou nogal so 'n bietjie tawer gemaak? Laat jy as jy 'n hou gevat het daai tyd dat jy besef dit is seer, maar dis 'n ou kan 'n hou vat byvoorbeeld. Ja, ek meen dis daar want
kyk, dit is nou nie georganiseerd nie. So jou hou kom nie noodwendig van voor af nie. Dis ook O, waar. dis sommer van ag ek jy hoor kan jou. dis so definitief speel dit 'n rol. Ek dink dit speel definitief 'n rol van hoorie, ek het daai ou nie gesien nie. Hy was hard, maar ek's aan die gang. Ek's Jy op bly in nog die game, ek's staan, op in die ja. game. En ek dink die belangriker ding wat jy daar geleer het, maar dit kan ook nie wees nie want almal brandewyn gedrink. Ja. Verstaan, dan is dit nie baie moeilik om te sê kom ons rol nie. Ek hoor Ja, jou. ja. Staan om Ja. doodnigter te gaan en daar weet oefen en dan klim jy daar aan, jy weet wat hierdie ou kan doen. Hy weet jy gaan doen. Julle gaan vir mekaar kyk, is 'n fair fight. Dis fair, ja, ja. Dis fair, dis nie 4 teen 1 nie. Dan Kan jy nou imagine jy doen UFC met brandewyn? Dit is 'n reël, jy moet brandewyn drink voor kyk, jy- ek dink baie meer mense sal bereid wees om dit dan te doen. Nee. En dan Het jy dit al oorweeg? Nee, ek meen as iemand ooit die guts het om dit te try, Ja, go for it, go for it. Jy kan kom jy ook so uit met daai lang arms. Ek dink jy sal die enigste nadeel daar is ek dink jy gaan baie vinnig moeg word. Ja. Maar Dis ook waar. hier in my maat, jy gaan braaf wees vir daai eerste paar minute. Jy gaan nie bang wees. Jy hoop maar net in die eerste ronde laat jy die Ja, jy elke kan- anders dan gaan jou tank uitloop. Jy luister ook glad nie vir coaches, vir Nee, jy stap sommer alleen uit. Ja, Voor die liedjie begin, jy sê jy raak. sê ook vir hulle wag julle eers. Stap, jy stap voor dit met 'n dop uit. Jy stap hom al uit, sê hou gou hier. Hier's 'n goeie glas in die kraal. Let's go boytjies. Hoorie, jy lyk flippend goed nou, hoor. Baie dankie, baie dankie. Nie dat jy nog nooit goed gelyk het nie, maar jy Nee, ek you is- look in fighting shape. Ja, ons is hard aan die oefen. Ek wil graag, soos ek sê, ek wil graag April terug wees. Ja. En dis om die draai. So ons het Yes. ek het nou soos ek vir julle vroeër vertel het, ek het nou 2 weke afgehaal oor Desember vir die eerste keer Ja. wat ek oor Kerstyd afgehaal het Och, Ja. lekker. in 3 jaar. Want ek het elke keer beklei Januarie, Februarie. Jy is reg, ja. So dit was nou lekker geweest om 2 weke lekker jy weet af te hê. Gaan Ja, nee. geen met die motorfietsse gaan ry, bietjie saam met my broers. Ja. Tuis met saam met die hele familie en verstaan kan lekker ma se kos eet soveel as wat jy Ag, wil. lekker. Kan 'n biertjie vang soveel as wat jy wil. Jy het af. Presies. Ek het 'n regte Ja. vakansie gehad. Ja. En dit was Ja. nodig. Dit was my eintlik so lekker want ek meen jy sal ook daarvan weet, jy altyd sal weet. Dit stop nooit nie. Na 'n show dan dink jy jene, ek's nou moeg, maar môre gaan ons aan. Presies. En na 'n fight dan ek vat bietjie, jy kry bietjie afhangende, maar met afkry is die meeste van die tyd omdat jy iets gebreek het of so. Ja. Maar die ander deel van die sport wat mense nie altyd sien nie is die media aspek daarvan, die Ja. appearance. En jy moet daar goed doen. Dit is Jy moet, dis ja. deel van dit. So mens jy skakel eintlik nog nooit, jy skakel nooit af nie. En daai tyd is altyd die lekker afskakeltyd. Ja. Want nou kry jy af. Ek meen ek gaan nie oor Kerstyd oefen nie, so ek het so 3-4 dae altyd daar waar ek af het maar jy's nooit af nie. Jou brein gaan aan. Nee, Ek kon nou regtig lekker afskakel vir die eerste keer in 'n baie lang tyd. Right. En toe ek terugkom, dis ek weer reg vir die ding. Fresh. Dis ek. Ja. En toe ons Januarie slaan ek is in Thailand gewees vir 3 weke. Ek en my spanmaat Cameron. Ja. En ons het lekker gaan oefen. Net bietjie gaan kyk, jy weet, dis altyd lekker om ten minste so 1 keer 'n jaar oor see te gaan saam met en teen ander professionele ouens te gaan Ja, oefen. ja. Ja. Te kyk waar is ons, wat werk, waar is die ander ouens, waar moet ons bietjie harder aan werk? Want jy kry daar ouens van reg oor die wêreld. Jy kry ons van Rusland. O, is dit Amerika. nie net Taiwanese manne wat nou daar met mekaar Bitter selde. Dit is eintlik die MMA training. As jy gaan Muay Thai oefen, is dit natuurlik 'n groot sport. Dis 'n nasionale sport. So dis amazing daar, maar dit is nie regtig so van toepassing op my sport. Ek hoor jou. Ja. MMA is baie meer styl op sy eie. So jy gaan en jy gaan teen hierdie ander ouens van reg oor die wêreld wat in die tyd daar gaan oefen. Dis 'n veral daai tyd Januarie is dit en daar's ouens want Pre-season amper en die Russe is almal daar. Ja. Want dis minus 100 of iets daar in Rusland. Ja, ja. Is so hulle almal kom so intoe vir oefening en ja, jy het ouens van Ierland. Jy het net ouens van reg oor die wêreld wat almal verskillende style het. Ja. So dis lekker. So nou gaan oefen jy bietjie daai ouens. En veral as jy nou al UFC champ was, almal kyk en hulle sê ja, gaan dit hierdie ou. So jy weet jy het net harder rond is. Elke ou wat daar kom. Ja. Hulle staan so in 'n ry. Hulle almal sê hoor, kan ek volgende met jou gaan? Kan ek volgende? Hy wil nou wys hy Hulle kan wil nou compete wys met met die hy champion. wil Ja. vir homself bewys en natuurlik Ja. dit is 'n publieke gym daai eintlik. So die ouens neem goed af. Ja, Nee, so dis nou die ander ding. Dis nie eintlik vir my ideaal nie. Ja. Ek glo in 'n gym, vir 'n oefensessie moet dit maar Ja, dit privaat. moet eintlik is, ja, privaat ja. bly, maar daar Ja. in 'n plek soos daai moet jy maar weet dit is dit gaan gebeur. Jy So het net ook so vinnig gesê, dis hoekom jy ook nie vreeslik in Amerika regtig kan. ja, want ek kan het train gereeld so toe gaan. Ek het Amerika toe gaan elke jaar. Ek was altyd eers in Thailand en toe het ek begin Amerika toe gaan. Natuurlik die sport is al so lank daar Ja. en weer eens mens kan baie leer, die ouens kan stoei, die ouens doen al hierdie sport vir so lank. So gaan so toe gaan toets onsself daar. Maar nou, ek meen die gyms daar
in elke ordentlike gym wat die moeite werd is om na toe te gaan ek 'n ou in my gewig hê wat ek binnekort kan fight. Moontlik kan, ja. So dan is dit al is daar niemand nie, dis nog steeds jy gaan eintlik maar in enemy territory en jy weet ons ouens praat maar gereeld. Ja. En voel dit jy het 'n paar goed geleer nou? Ja, natuurlik. Die ding is mens doen hierdie sport mens kan met enigiemand iets leer. Verstaan? 'n Ou doen dalk net een ding bietjie anders en hy vang jou en jy dink, dit is 'n manier om maar te kyk, want elke land, elke kultuur, en dan individueel het hulle eie styl. Ja. So jy kan net dis nie te sê ek het nog nooit gesien dat daar's net soveel moves. Verstaan eintlik wat jy kan doen. Ja. Ek ken al die moves, ek doen dit nog my hele lewe lank. Maar dis net om dit op 'n ander manier te doen as dit sin maak en dan net om 'n bietjie konsepte en net jou brein om dit te kry want mense kan altyd sien hoor jy daai beweeg dit lyk ek het nog nooit gesien dat iemand dit so doen nie, maar dis effektief. Ja. Verstaan as jy iets kan doen wat niemand nog nooit wat jou bonet nog nooit gesien het nie. Ja. Ek meen as jy kyk aan fight dis 'n skaak fight, né? Ja, nee. Behalwe dis skaak word nie gemoer nie. So dis ja. Wel, ek het al 'n skaakfight gesien, hulle vat jou beyond, dis alright. Jy verstaan, hierso as jy 'n foutjie maak, eet jy hou. So, maar dit is eintlik so want as jy daaraan dink, ek gooi iets as jy verdedig. Ja. Dis move for move. Jy gooi iets, ek word dit verdedig. As jy my in 'n greep sit, byvoorbeeld of jy gooi 'n hou of jy kry my om dit te doen terwyl om te ziek toe ek moet zeg, verstaan? Dan is dan jy daai move gewen. Ja. En dit is maar fight. Dis jy gooi en ek moet kan keer. Ja. As jy iets kan doen wat ek nie voor 'n antwoord het nie, dan begin dit. Dis hoe jy die fight begin wen. Ja. So al hoe meer jy daai patrone kan sien by 'n klomp verskillende mense, al hoe minder goed is daar wat jy in 'n fight nie al gesien het. Jy moet eintlik vir elke soos jy nou sê, vir elke vraag wat 'n ander teenstander want hy gaan elke keer iets anders bring, 'n ander teenstander, Absoluut. moet jy 'n antwoord vir hê at the end of the day. So jy moet maar basies alle vlakke van fight moet jy eintlik kan verstaan wat hulle kan toepas in 'n UFC fight. Ja, Jy praat nou so, kyk jy ooit UFC? Ek kyk net vir Driekus. Ek kyk net vir Wel, Driekus. ek waardeer dit. Hy kyk net dat jy vat. Nee, dan ek bly. Ek was Ek nog kyk elke elke oggend. flippend Ja, hy's 'n Sondag. groot UFC. Ja, ou, hier dan- ek maar ek en hy gesels gereeld daaroor. Ja, ek meen as dit daai gou eers gebyt het, nee, en dan is jy sommer op 4:00 die oggend, En elke ek sê Sondag. jou, uit die aard van die saak het jy dit na Suid-Afrika toe. Ag, 100%. Weet baie ouens het dit nie gekyk nie, verstaan? Ja, en dit is iets waarop ek baie trots is, ek moet sê want dit is 'n ongelooflike sport. Dit is nie. En dis nou vir my so lekker om te sien ouens soos jy en soveel mense. Ek meen wat UFC kyk. Hulle kyk nie net vir Driekus nie, En al hulle kyk die sport. Die bokke ook. Jy Natuurlijk, hulle ek is mal oor die ek sport. praat baie keer met van hulle. Hulle het dit nooit ook gekyk. So baie van ons het bokse kyk. Ja. As hy Toe is jonger was. Ja, Ja, toe daai ek sê boks was nou groot. Holyfield. dan ja. ek en my pa nou vroeg opgestaan en dan kyk ons nou. Maar daai tyd was daar proper heavyweight. Ja, dit was ek ordentlik. sê nie is nie, maar dit was anders. Nee, dit is nie daar jy kan nie die eras eers vergelyk. Jy kan nie. En UFC het dit vir my kom by die pleis want ek kyk nou nie meer vreeslik regtig boksing Ja, daar's in boksing ja, is nog hier en daar die Ja. ligter gewigte, maar Ja. ek meen boksing is nou amper vir my al so die ouens kry massiewe bedrag geld. Ja. Maar die beste ouens fight nooit te mekaar nie. Nee, dis hulle hoekom- besluit teen wie hulle wil Hulle besluit en daai Ja. ou ek meen jy kyk na hierdie ou, hy's al so lank champion, maar hierdie ou is ook die champion. Hier op die plaas is ons een groot familie. Ons gee om vir mekaar, net soos verseker. Hulle gee om vir Ons moedertaal wat ek regtig waardeer. En verseker, is baie mense se perfekte keuse. dis hoekom my baas geen ander versekering hoef te soek nie, want hy weet, verseker staan agter ons en jou ook. Klik hier of besoek ons webwerf. Verseker, jou kar, jou huis, jou besigheid, jou taal. Was jy al ooit so hard gebliksem soos wat Driekus Du Plessis die ouens bliksem? Het jy al 'n tand verloor en lyk soos my vriend Driekus hier langs my? In daai geval gaan sien gerus vir dokter van der Westhuizen en Vernote. Hy sorg tot jou opponent se tand uit. Nee, Bernard van der Westhuizen daar al die pad van Montana. Ja, gaan maak 'n draai by hom. Hy's die beste in die business. Hy doen net krone en sulke goed. Hy doen nie enige iets wat 'n tand aanbetref en daarvan kan baie mense getuig. Gaan sien hom gerus. Moenie laat jou tande lyk soos Driekus nie, laat dit lyk soos myne. Sien julle net so baie uit na die jagseisoen? Ek en Driekus se hande is al klam gesweet, ons kan nie wag om haar eerste skoot te trek nie. Maar moet jy altyd met iemand anders se geweer skiet?
Wel, ons het vir jou 'n oplossing. Lock and Load maak, in Engels noem hulle dit custom made gewere, met proeflope en GPO teleskope, en gaan kyk het wat hulle het. Dit is nou die elite van die elite gewere, en hulle maak hom vir jou na smaak. So gaan maak 'n draai by Lock and Load. Ek en hom het self elkeen 'n geweer van hulle natuurlik. Die ding is net, jy gaan nog steeds bokkoors kry, maar jy gaan raak skiet. Nou maar toe, daar het julle dit. Hulle is in Erasmus Kloof en is die vriendelikste manne wat jy ooit sal ontmoet. Hierdie jaar doen Ngiri Auto in samewerking met Tire Mart Hatfield 'n golfdag op die 22ste April 2026 ten bate van Lighthouse of Hope. So maak seker jy bespreek jou vuurbal, of as jy net by 'n gaatjie jou besigheid wil bemark, maak seker jy kom in kontak met Ngiri Auto. Sien julle daar. Ja, Maar net ek verstaan dit ook nie. En as ek jy maar hoekom fight hierdie twee ouens mekaar nie? Nee, maar hierdie organisasie wil nie hy moet hierdie, want iemand moet verloor. Maar dis wat die UFC so awesome maak. Nee. Ja, Net die bestes in die wêreld is in die UFC. daar's hy. En Jy om die earn beste it. te wees, gaan jy teen die beste fight. Jy earn het om daar te Ek meen baie ouens het maklike roetes op. Ek Ja. verstaan. Veral wat se UFC sien, hierdie ou is 'n ster. Ja. Ja, Verstaan hulle like dit, ou wat sellable is. Hulle gaan nie vir hom hierdie Ja. crazy ou gee wat hom op die grond gaan vashou. Ek hoor jou. Hulle gaan vir hom Ja. nie maklike fight is nie soos 'n maklike fight in die UFC. ja. Dit bestaan nie. Dis die bestes in die wêreld wat daar is. Maar hulle gee 'n fight wat jou styl Ja, ja. akkommodeer. Maar jy gaan uiteindelik gaan nog steeds teen maar as jy daar by die top beste 10 uitkom. kom, as Ja. jy daar by die top 15, top 10 kom, Ja. dis die beste fighters in die wêreld. Ek wou jou nog vra, wie in die UFC fighters like jy regtig as mens wat nou vir jou nice ouens is? Ou, ek moet sê Dan Robert Whittaker is 'n solid ou. Hy's 'n genuine. maar genuine lekker ou. Alexander Volkanovski is 'n hy's 'n Suid-Afrikaner met 'n Aussie aksent. Ek hoor ek check hy braai ook Hy heeltyd maak in. hy doen so goed met daai cooking channel. Hy het nou gesê ek moet op hom gaan. Maar regte lekker ou, like 'n bier. Wat is hy van? Volkanovski. Volkanovski. O, ek dink hy's 'n rus, toe jy nou sê. Is hy 'n Aussie? Hy's Hy 'n het nou Aussie. hy het nou Hy het nou sy gefight, titel verdedig, maar 'n ongelooflike fighter, maar 'n ongelooflike mens. Ja. Ewen nou so Strickland, né? Ja. Dis nou 'n ou wat ek nie saam 'n bier sal wil drink. Hy's genuine. hy's En daai opbou was eintlik so erg met julle. kyk en dis 'n groot ding gewees. Ek het en baie mense dink dit was nou net theatrical, ons het nou beplan. Om dit nou te verkoop. Nou dink basies, ek, jene ouens, as dit was, as die UFC hierdie ding nou beplan het as 'n show, moes hulle my net laat weet het hy gaan my donder daar in die kraal. Nee. Maar hulle het my laat Ek weet. onthou daai twee so oor die stoel Hy gespring. het so opgedry sê maak plekkie so. Het jy nou maar het jy maar 'n shot ingekry daarso toe op Ja, jou ek het 'n spring? paar lekker shots ingekry want hy het gespring en jene, ek moes hom na duik, maar hy het nou van bo af gekom. En toe soos nou daar en terwyl, maar as sekuriteit, ek moet dit vir hulle gee. Dit was Quick. 5 sekondes. So. Dis daar 6 sekuriteit om ons. En ons was in die middel van die crowd. Dit was Ja. nogal so impressive. En almal wat om ons gesit het, Volkanovski en hulle het ook daar toevallig gesit. Ja, ja. En hulle het daar gesit, hulle staan op, hulle sê, lyk so skoolbaan. Yeah. Ja. Ek meen, dis fighters. Ons like om 'n fight te sien. Niemand keer ons hier, net die keer al die fighters staan om, want ons sit al die fighters sit amper op dieselfde plek. En hier gaan ek en hy en al die fighters. Ja. Jene, laat hulle doen wat hulle doen, jene. Hoorie, was dit toe al gekol dat julle twee mekaar gaan fight? Ja, dit was die dag van die Ja, ja, perskonferens. Ons het die perskonferens gehad die aand voor dit. Okay. Dis toe ek hom nou 'n bietjie emosioneel Ja, hulle- as hulle hy gesê het, helemaal hulle het nou nie gelike nie. En so toe hulle die kamera op ons sit. Maar dis ook soos Dyna gesê het, hy was wie was die idioot wat besluit het kom ons sit vir Driekies en Strickland. Precies. Hulle fight oor 4 weke Ja, reg dis voor dit mekaar. Twee mannetjies Jack Russells in dieselfde Nee, hok. sit hulle net daar. Dis wat hulle gedoen het. Want Henny wat ons spanbestuurder is, ook 'n dominee. Hy is saam met my toe nou in Amerika vir die perskonferens want ek moet dan nou oefen, hy hou my pad. So ons moet Ja, ja. ek's daar vir 5 dae in die kamp want ek moet nou gaan perskonferens doen. Hy's daar dat ons kan dan nou oefen. En toe ons so instap. Toe sê hulle my seat nommer is kom ons sê 4C. En Strickland se was so 2C. So hy sit een ry voor my, maar ons sit so. Ja, ja. En hy gaan sê hierdie is nie goed nie. Ons stap so en dan sê hy sê hoekom beweeg ons na daai kant toe? Hulle sê nee, hy sit aan daai kant. En hy gaan so this is a terrible idea. Sê vir die Sê hy sê toe vir vir die hulle, ja. hulle sê hoekom? Ek sê nie moenie worry nie. Ek gaan niks doen nie. Jy ken my. presies, Ek is ja. nie emosionele ou nie. Ek reageer nie so nie. Jy's professioneel. Hy sê ek weet, maar ek weet ook hoe uittaardend jy kan wees vir alles dit nou so opponente. So terwyl ons al gesit het
Dit was nie onskuldige. Hy het net omgedraai om my gespring. Jy het hom met popcorn Ek gegooi. het ek basies. Ek het die hele tyd verstaan vir altyd die kameras op ons is, ek goedjie, dink jy geskree. Ek meen dit is maar die ander deel van die sport, die mental warfare is Ek kan is dink. absoluut belangrik om daai ou te kry om emosioneel op te tree. Is 'n moerse. Ja. Ja. So Want ek het dit nou dan maak 'n ou foute. dan maak ou foute en ek het hom gekry om verstaan, want daar ek meen vir hom om sweets te doen het ek meen hulle het dadelik na my toe gekom en gesê gaan ek 'n hofsaak maak al sê ek wat Daina hulle kom praat met my hulle sê hoor jy asseblief die polisie hulle sal die statement vat hy's uit die gebou uitgevat sê ek is heeltemal Ja. is heeltemal Ja, maar nou weet julle wat in Legends en Harties gebeur. Dit is 'n gebeur. proper baan, jy weet nie wanneer laas. Ek's professioneel, weet nie wanneer laas ek ordentlike Presies. fight buite die oktagon gehad. Dis waar jou fondasie begin. Ek het gelewe. Ek sê nee ouens, jene, dit is mos nou dis want daar is nog maar ouens wat so iets sal doen. Maar ons ek dink ons as Suid-Afrikaners. En ek dink in die Australiërs sal ook nie sommer dit kry nie. Veral want Australië voel vir my hulle het 'n deel van hulle land wat baie ons kultuur is. 'n Deel van hulle jy het nou die ander deel wat glad nie soos ons. Nie maar hulle het hulle soos ek het vriende in Australië, daar's ouens wat hulle kan lekker inpas by ons. Maar dan kry jy nou weer ouens wat nou hierdie ding en dit het al baie gebeur met UFC waar hulle buite die mekaar kry en dan mekaar piets en dan gaan die ene wat nou gewoonlik een wat verloor en maak hy gemaak of saak ook. En toe sê ek, hoekom sal ek dit doen? Verstaan, as dit nou gebeur, mag streek dit nie oor borders gaan nie. Ja. So dan kan ons die fight. Nee man. So dit is mos nou ons En gaan jy mekaar wil nou mos wat nou ons juist het mos bliksem. nou. Ja. So nee, maar dit was maar ek meen na daai fight toe is dit natuurlik so close fight en almal het gesê ek meen hy die streek in fans het gesê jy het nie regtig gewen nie en toe ons weer fight is ek kry hier gaan ons en Nou toe gaan is jy- dit Hy het daai neus van hom gebliksem. en dit Laat was hy toe hier sit. ordentlike wen en maar toe ek en hy na die tyd praat maar jy kan eintlik sien ek en hy het mekaar al gemessage ook en Ja. verstaan hy's 'n nice hy's 'n decent ou nie almal se cup of tea nie ek het dit baie uitgesproke maar Moet ons hom gou bel? Gee ons sy nommer dan. Dan kry ons hom gou op ons die praat Afrikaans met hom. ons praat Afrikaans Hoor hierso. Gee gou jou hand, ek wil net gou skud. Ek wil net die hand skud. Dit was my trotste oomblik. Die handskud wat Donald Trump se hand ook geskit het. ja natuurlik ek moet sê Ja, daai was 'n moment. Hè. dit was ongelooflik dit was en ook maar in die oomblik ding ek meen Ja, ja. ek het nie eens geweet hy gaan al wees nie so en dit was ook dit was die fight waar ek voel die meeste mense gedink het ek gaan nie wen Ja. was teen Robert Whittaker en ek het daai fight gewen en Yes. toe het hy daar net daai teen die cage langs Dynag sit glo. en toe spring ek oor en Wat sê hy skit vir jou saam. toe? Want ek Want het eintlik die gekyk groot ding wat gebeur het was hulle sê die hele tyd vir my voor ons uitstap hoorie jy mag nie oor die cage spring Ja. ek sê vir die ou wat ja sure natuurlik ek weet ons vaar daar binne wat bedoel jy ek Jy mag nie beplan oor- dit ook nie, ja. oor die cage spring, hoe sal ek dit doen? En hy sê ek sê net vir jou. Ek sê het ek al ooit oor die cage gespring. Hy sê nee, maar ons sê dit vir almal. Ek sê o, okay, nee, shop. Hy sê jy gaan 'n fine kry. Ek sê shop. Hy hou nie op nie. Nee, ek sê nee, shop. Stap uit. Nou is ek in my dressing room. Ek's besig om op te warm. Nou sê hulle vir my 5 minute, dan stap jy uit. En so ons staan by die deur, ons is nou reg om uit te stap en die ou sê vir my, onthou jy mag nie oor die cage spring. Dude, Ja, maar nou is ek hier in fokus. Ons nou die grootste fight van my lewe fight. En ek sê al soos Ja, hoekom? ek antwoord nie eers ja nie. Ek sê ja, whatever. En ons gaan staan daar voor daai gordyn net voor hom oopmaak voor die uit die kraat stap. En dan kom nog 'n sekuriteit. Hy gaan so, "Hey. Onthou net, jy mag nie oor die kruit spring." Dis ek half soos. Ouens, ek verstaan jy moenie, maar baie ons het tog gedoen, maar ek doen nie dit nie. En hoekom is julle so erg op? Maar Ja. en toe is uitstap, toe sit natuurlik die president van Amerika se. Okay. Ja. So al vir sekuriteitsredes. Ja. Is hulle soos niemand kan te naby aan Trump kom. Jy verstaan so. Ja. Hy's nou maar 'n very high profile person. Natuurlijk. En toe ek die fight wen en ek sien vir Trump. Tokkie, wag. Toe kyk ek so en ek skree en ek doen my chant en ek kyk so. En ek sê, "Ag, fuck, it's fine." Shop oor die guy, hard skud sy hand. Hy was toe hy was 'n Moerse fan. Ja. Hy het dit geloof. Hy het my gepraat na die tyd ook. So, dit was 'n die Yes. fine, dit was die moeite werd om die fine te kry. Maar ek moet Wait, sê jy het die toe 'n fine UFC gekry? ek het die fine gekry, maar die UFC het my uitgesort daarom. Wel, het Hy hy- het my uitgesort. We'll So. cover you. Hoorie, het jy ooit, ek meen as jy nou so oomblik vat in jou lewe, toe jy nou as 'n junior sê net maar hoe jy begin, sê net maar begin stoei en jou eerste paar fights gehad, het jy ooit, ek weet mense droom altyd
for the biggest league en laat jy world champion kan word. Ek dink jy raak eendag as jy dit nie gedroom het in elk geval nie. Maar jy gedink dis waar die pad jou heen gaan vat om basies volksbesit te raak soos wat jy nou is. Almal weet wie's Driekus Du Plessis om UFC eintlik bekend te maak aan mense om dit te begin kyk. Het jy ooit gedink dis waartoe die roete gaan? Yes, dit is en dis waar dat jy sê ek sal like om te sê ja, ek het dit altyd geweet en ek het dit altyd gedroom, verseker. Maar jy kan maar droom soveel as jy wil, dit kan jou nie regmaak vir wat kom. Nee. Ja. Verstaan toe jy begin sing het. Ek meen almal wil bekend wees vir hulle musiek of vir hulle talent vir hulle wat hulle het, talent ja. en hopelik 'n lewe daaruit kan maak. Die voor- en nadele daarvan, niemand kan jou eintlik voorberei vir dit nie, tot jy daar is. Nee, maar toe ek begin het, ek onthou, ek het my eerste UFC gaan kyk hier local. Die eerste, toe het hulle net begin, dit was nommer 10, die sport was seker 2 jaar oud. Maar ek meen, dit was nog in die Dome. Ja. Verstaan, dit was so klein, dit was nog nie eens op TV doen nie. En ek het daar ingestap. Maar toe het ek al amateur met lei en ek het kickboxing gedoen, K1 kickboxing en gestoei en ek het al judo gedoen. Ek het nog altyd 'n martial art gedoen, maar nooit meer die goal om dit professioneel te doen. Okay. En ek was so 15 gewees toe ek daar instap. En 15, 16. En toe kyk ek so, toe ek die eerste fight sien, ek kyk die crowd, want die produksie is amazing in Suid-Afrika. Die ligte, die crowd, die atmosfeer. Hierdie 2 professionele ouens wat all out, die kan enigiets doen. MMA, ek weet hoe wat dit was, maar daar's nie regtig MMA in Suid-Afrika. Was nie. Veral nie ek kom in hardloopsport, waar gaan ek oefen? Presies, ja. En toe ek daai fight sien, toe sê ek hierdie is wat ek wil doen. En toe dink ek, can you imagine hoe moet dit voel om op TV te fight? So dit was my eerste, ek onthou my eerste ding was, can you imagine ek kan op TV fight? Ja. En ek het, dit was 3 jaar later, toe het ek my eerste professionele fight, wat nou op Dis TV jy was. 18, dis jy Dis ek 18 jaar 19, dis ek 19, ja. 19 jaar oud. En ja, en toe het dit gegaan. Toe imagine ek word champion hier in die UFC en ek het champ geword. Ek was die jongste champ op daai stadium toe gewees. En toe het ek nog 'n titel gehad en toe begin die droom. Dis UFC was so, ons kon nie eens kyk nie. As jy dit nie illegal gestream het hier in Suid-Afrika, dan kon jy nie kyk nie. Ja. Ek meen, ons het nie die platform om pay-per-view te koop nie. Ja, jy weet nie eens, ons weet nie daarvan. Nee, ek kon UFC, ek het eers UFC regtig begin kyk die eerste keer toe ek het altyd op YouTube kon ek fights na die tyd kyk en hoor ou jou fights highlights kyk, en maar sulke ek kon goed. nooit, dit was nie Ja. so mainstream soos nou nie en daar was net geen toegang vir al in Suid-Afrika vir dit nie. So ek kon nie eers my kop daar Ja, ek hoor uitkry. jou. Ja, Verstaan, ja. ek was Ja. dit was altyd die goal gewees, die droom, maar dit was eintlik so ver dat dit amper half onmoontlik gevoel het, maar Presies. ek was my droom was altyd gewees om hierdie sport te verander in Suid-Afrika. Ja. Die stigma nommer 1 om dit van hierdie, jy weet die Bob Wire en bloed. Die Natuurlik. stigma wat dit altyd Ja. gehad het. Ja. Die woord cage fighting maak my instantly bedonderd. Ja. Jy weet dit is wat dit was. En dit was altyd my visie gewees. Ek wil graag hierdie sport, as ek vir iemand daai tyd gesê het, bring jou familie kom kyk die fight, dan sal hulle sê, is jy mal? Ja. Dit is barbaars. Ja. Nou is dit 'n mainstream sport in Suid-Afrika. Mense kyk hierdie sport, kinders, mense kyk want dit is wat dit is. Dit is nie net hierdie barbare. Precies. Dit het daar begin, natuurlik. Maar dis nou, daar's nie plek vir daai nie. Hierdie is dis atlete. Presies. Ja. En so dit was altyd my grootste goal gewees dat ek voel ek wou die sport verander, hoe mense daarna kyk en toe uiteindelik toe ek my eerste keer internasionaal gaan fight, wat nou nie UFC was nie, toe word ek kampioen daar nie. Dis die grootste organisasie in Europa. Weet jy daar, waar Ek was is dit in daar Engeland? daar? KSW in Poland. O, Poland. Toe word ek kampioen daar en toe begin ek dink, hoorie, ek het nou en dit is 'n groot liga daai. Ja. Ek het nou en toe begin die droom al hoe nader en nader kom en ek meen toe kry ek 'n setback daar, ek verloor toe 'n fight daar in Londen, in Wembley Stadium, verloor ek 'n fight. Toe is ek al in 'n wenstreek vir 7 jaar. Ja. En ek word nog steeds hier want die UFC, as jy daaraan dink, dit werk soos 'n piramide. Jy kan oral fight. Die UFC sit die jou bo. Ja. Hulle pick and choose. Dis hoe dink so aan die bokspan. Ja. So jy doen nie, jy gaan nie aansoek Jy doen gaan of nie iets nie. aansoek doen Hulle nie. besluit daai ou. Al hoe jy aansoek doen is wen Ja. en sit 'n show op en Ja. maak dat hulle kyk en sê hoor die ou gaan vir ons geld maak. Trek jy aan. Hierdie ou is die beste fighter in die wêreld. En Ja. hulle het scouts, hulle het mense wat kyk en sê
ons wil daai ou sien. What? So jy kan imagine hoeveel e-mails kry hulle van, hoorie so, ek kan nog goed fight, laat my fight. So ja, hier's 'n klip waar ek 'n ou gebliksem met 'n in 'n back alley. Ja, en dan kyk jy, hy het nie eens gekyk nie, maar ek het hom. So, hulle het obviously sekere goed, soos jy sê, scouts wat gaan kyk na sekere events. Hulle as ek kyk, so kan sê. hulle sal nie eers gaan nie. Ja. Wat hulle sal doen is, as jy genoeg geraas maak in die wêreld sien, Ja. staan so die klein liga hier, gee my die geleentheid, het my die geleentheid gegee om te gaan fight in Europa. Daar maak jy baie meer geraas. Dis 'n groot organisasie. Ja. Dis en nou begin hulle kyk, hulle sê nee, maar kyk hierdie ou, hy iets nou die ouens wat ons al na gekyk het. Jy kry 'n kans om te fight teen 'n ou wat uit die UFC uit is, wat al daar gefight het. Ja. En dis hoe jy nou jou naam maak. En toe verloor ek daar. Na ek die titel klaar gewen het, toe sê ek, jene, ek dink ek was toe 25. Nou sê ek, begin ek dink, 25, Ja. my piek begin oor 2-3 jaar. So hiervan, op my gewig, so 27, 28. Ek nog al my eiers in hierdie maandjie, ek spandeer nie regtig baie tyd aan ander goed nie. So, en nou het ek verloor, en ek was nou vir 6 jaar onderwonne. 6-7 jaar, so, wat gaan ek doen as hierdie nie uitwerk, want ek kan nie 'n lewe maak daaruit as jy nie daarbo uitkom. Dit kan, jy kan. Ja. En en toe COVID kom toe kry iemand seer op 10 dae nou, dis die gym was toe, ek het geoefen in my garage. Ek en Cammy al 'n paar van my teammates sommer daar by my huis want ek meen ek kan nie net op oefen nie. Maar ons het nou geweet daar's nie 'n fight op die lyn nie. So dis die minste wat ek al voorberei was vir 'n fight in my lewe was my eerste UFC fight. Toe jy die Ja. call kry. Toe hulle die call vir my gee, ek kon dit nie glo nie. Dit was in COVID Ja. en op Fight Island. Hulle het my gebel die maandag, die fight was die volgende donderdag. Ja. En ek sê toe, ja, alright. Ou dink seker nie 2 keer om te dink, eers moet ek dit jy sê Nee, seker onmiddellik. jy sê ja, en nou dink ek eers, nommer 1, ek's 13 kilos oorgewig. Ek het 10 dae om dit te verloor. Voor ek moet inweeg. Ek meen, ek het geoefen, maar ek het nie geoefen soos wat jy oefen vir 'n fight. Verstaan, ons daar by die huis geoefen. Ons het geweet daar gaan niks gebeur nie. Ons kan nie travel nie, maar die UFC het uitgesort. So, en toe kry ek die call en ek meen daai call het my hele lewe verander. En ek meen toe sit hy eintlik hier en ek is toe Weet jy nou wie gefight? Marcus Perez, hy's 'n Brazilian. Ja. Nou hy was toe nommer 28 gerank. En hy het ek dink hy het al 8 fights in die UFC gehad. En hier kom ek in en ek nou dink jy's op daai stage. Nou is dit ook die eerste keer, né, as fight daar in daai arena. Daar's nie 'n klank nie. Daar's seker 5 mense in daai hele arena. Ja, Hoor jy, COVID die ref? natuurlik, ja. Jy het jou 2 cornermen, sy 2 cornermen, die ref, Dana en die 3 judges. So kom ons sê daar's 10 mense in daai. So elke hou. Teen daai ou skop my dan sê ek, "Jo, Ja. Jy hoor hom, hy weer galm so. Dis presies dit. Elke hou en dis doodstil. Want niemand anders cheer nie. So die judges sit daar en skree nie, dis so stil soos wat jy nie kan glo. En nou staan jy hierdie ou en hier fight julle. Dit was so, Dat was niks. daar was niks. Daar was Dit geen is amper krag. soos 'n fight club. Hulle het nou hier 'n fight gereël, 2 ouens, dis die privaatste ding wat jy Dis kry. ek dink daar's niemand maak 'n geluid nie. Dit was die vreemdste ding gewees. Is like it en ja, dit was my big break gewees en toe gaan ek. En toe begin toe weer Heerlikheid. gedoen. Hoe het jy daai 13 kg afgeskit? Ek vra vir 'n vriend. Hoorie, ek het jy laat ek een ding sê mense, ek lag altyd so mense sê altyd my, hoorie, hoe 10 verloor jy dae. daai gewig so? Sê ek nee, hè. Dis 'n proses. Hulle sê maar hoorie, kan ek dit doen? Sê ek ja, maar jy moet een ding weet. Dit is so ek tel daai ek verloor daai gewig. Die dag na die Owens op die fight uit, ek al terug gesit. Dan weeg ek weer O, 13 kilo. waar, So dit is net water. Dis eintlik meer watermanipulasie as enigiets anders. Hoor jy, Lemmens en so. Jy so kokon en dis die Ja, slegste deel van die ja, hele ja, ja. sport is om ja, maar verloor jy nogal energie op. Jy Jy verloor seker op die moeder dag lank. op die dag wat jy moet inweeg. Jy party ouens word gedra na die skaal toe. Soos jy voel. Ja. Dit is die hardste deel van die hele ding. Nee, maar is dit nie ongesond Maar nie? het jy nooit Dis definitief nie gesond nie. Dat ek dit vir jou sê. Ek's nie 'n dokter nie, maar ek kan jou garandeer dis nie goed vir jou. Jy's een van die ouens wat ek nou al gecheck het wat by die weigh-in, ek meen dan sy so. En oor 2 dae is die fight dan. 'n dag. 'n dag, so 'n dag as jy Word- vat. Dan klim hy daar in dan lyk hy dan sy so. Ja. So Joe Rogan sê dit ook. Ek het eendag 'n ding gekyk en sê jy's huge. Hy kan nie glo dat jy met die weigh Van die Waynes, ja. Ja. En dis crazy want jy kyk ook op daai skaal weeg ons almal dieselfde. Ja. Dan kom jy in die octagon, ek's een van die grootste middleweights in terme van gewig. Ja, jy is ja. En dan kyk daai ou en dan kiem maar o, jene. Hoe moet dit nou Dis hierdie gebeur? ou. Dis hierdie ou wat gister ingeweeg het, nee. Ja. So, maar dit is en dis ook 'n kuns op sy eie. Ek meen daar's professionele ouens wat Ja. daai dis hulle werk is om ouens te help hoe om daai gewig te sny want Hy een monitor fout jou. daar. Een fout daar en natuurlik hoe jy nou 'n kilogram
wat jy te veel weeg as jy begin sny. Is 'n ekstra, ek meen as jy op die einde kom is 'n kilogram maklik 'n uur en 'n half, 2 ure is ekstra Ja. die 3 uur van 'n sonna of iets in daai lyn wat jy daar moet sit. Oh my. Ja. So, jy as moet jy jou presies dieet, weet. is so belangrik in die 8 weke leading up to die fight. Ja. Want jy weet, elke kilo wat jy ekstra gaan moet sny, ek meen jou eerste kilo kom af in 'n halfuur. Nee, kom af in 20 minute. Maar nou gaan kilo 1, ek meen jy sny op die dag maklik 7-8 kilos. Hoe is dit 24 uur moontlik? in 24 uur. En daai eerste 2 kilos, 2,5 kilos kom af in so 1 uur en 'n half. Die volgende 2,5 kom af in so 2,5 ure. Dan daai laaste kilo en 'n half. Nee, dis 'n maklike 3 ure storie. So Ja. dis waar dit taai. En dan sit vasbyt. Dan sit so dit is die ergste. Jy's nie honger nie, jy Ja. en jy het nie spoeg in jou mond, jy's net jou mond is droog. Dit is die aakligste deel van die sport. En Dit as jy is- daai weer moet optel, dan sit net maar water wat jy 'n kakkies vol water wat jy drink of wat? Ja, ek het al getrooi. Hulle sê ek was 'n light werkie. O nee. Nee, jy moet maar volume gaan met 'n Zamalek. As jy dan Kaskort. Nee, maar nee, dis die ander ding. Almal soos eet jy nou net wie jy wil. Jy kan jou lyf is in so 'n Ja. skok. Want daai hele week en jy baie laaste 10 dae eet jy. Dis min jy dis regtig. En vir die eerste 2-3 ure eet jy niks, jy drink net. Jy kry vat net vloeids in. Hulle maak 'n mengsel daarvan. Hulle werk presies uit hoeveel sodium en potassium en as jy nou verloor het met hoeveelheid water wat jy verloor het. Hulle kan dit nou met ja. calculators en goeters ja. uitwerk. En dan het hulle jou bot onder van hoeveel van wat jy kort. Want te veel is ook nie goed nie. Ja. So jy sê dan sit jy hierdie goed terug in jou lyf en soos jy daai begin doen, begin jou lyf weer as jy aan die gang kom, jou stelsel Ja. kom aan die gang. Jy eet nie nou 'n burger en goed nie. Jy begin met 'n vruggie, dan 'n oudjie en 'n jy Ja. eet skoon. Jy kry die kak eet nou. Ja, jy dis vir na die fight. So maar dit is die moeiliker deel van die sport. Ek weet en nou sê almal maar hoekom gaan mens nie net 'n weight op nie? Hoekom fight jy nou hoor? Dis wat ek jou nou wou vra. Wat great sal wees. As jy Nee, dit is nou dit? later As- doen. Ek sal definitief later te doen, verseker. So jou weight op is heavyweight. Ja, Nee, nee, light- light heavy is light onder heavy. 93 dan. Okay. En nou sê hulle maar ek is definitief groot genoeg vir die gewig. Die probleem kom in daai ouens sny nou weer van 110 kg. O, natuurlik. Verstaan as jy nou klim jy daarin en dis nie noodwendig die weight nie want ek kan maklik op 105 rondloop. Dis nie vir my 'n probleem nie en gesond wees daar. Maar jou fight jy ou wat 2 meter lank is. Ja. So dis die ding. Dis nie 'n 110 vet ou nie. Dis 'n 110 in shape. Dis 'n mamoerse ou. Ja, dis 'n mamoerse ou en mense dink 'n 5 kg tussen my en jou rondloopgewig maak nie 'n verskil. Dit maak 'n moerse verskil. Yes, maar ek bly sê ek het altyd gewonder oor dit, jy weet, maar dit maak so met jy sê. Hoorie, as jy nou nie fight nie en jy dink nie aan fight nie. Watse ander goed as jy ek weet jy like nogal kar ry. Jy's Ja, ja. groot in die kar. Ja. Ry jy so half bietjie half professionele Ja. kar of is dit meer in voortrekker weg wat hy ou gaan Nee, jaag? ag ek ook. Dis wat sê ook onder andere, maar nee. Ek ry eintlik wel kan my sê professioneel. Wyna, is dit professioneel? Ja. Die ding is dis ek ry nou in die Volkswagen Challenge Polos. Ja. Basies Polo Cup karre. Is hy gedrop? Hy is definitief gedrop Is dit- natuurlik. ja, Ene, drukvlerk. Ek het vir my ek het 'n free flow. Ja, Maar man. nee, so dis ordentlik hier in is waar op dis lekker. Dis nog altyd 'n passie van my, maar dis maar Ja. moeilik om dit te doen aan die begin van jou lewe. Dis 'n duur uitgawe. Waar is dit? Ja. En dis 'n diersport en veral in Suid-Afrika is dit dis moeilik en ek het amper half dieselfde ding, maar dit is my nou net 'n hobby. Verstaan, dit is ja. maar ek doen niks ongelukkig so nie. As ek iets doen wil ek dit Voluit, ordentlik doen. Voluit doen, ja. So ek ry rallykarre, ek ry ook oval tracks. Maar dit is waar dit begin. Hoorie, ons moet bietjie saam gaan as ons daar. Ja, Hè? julle moet Kan ons saam gaan Die so dirt toe? oval, julle sal dit love. Yes, julle gaan dit maar. Dis die lekkerste racing vir my wat daar is. Ja. Die atmosfeer, want dis ook die ouens ry nie weg nie. Almal kan die hele tyd sien wat aangaan. Ah. Ja nee, sê dis ook Ja. dis interessant. Dis 'n interessante plek. Dis 'n Ja. dis net die vibes. Ek sê mal oor dit want in resies jaag ook. Die ding is dit vat niks van my nie. Dit hou my kompeterend. Nommer 1 want mens fight net soveel keer. Ja. Maar dit hou jou kompeterend. Jy moet fiks wees en die konsentrasie waarvan. Ja. En wat ek like van dit is alles gebeur so vinnig. Dat is net soos met in my loopbaan is as jy in daai split sekonde verkeerde besluit neem, dan is dit tickets. Lewe en dood. Dan Jy's reg. is dit so. En dis die verskil tussen wen en verloor. Nee. So ek's mal oor dit. So ek kan dink jy soek daai adrenaline want ek meen
ek meen ek net om na 'n fight te kyk. Is klaar vir my 'n moerse adrenaline. Vir jou wat nou uitgaan en jy weet iemand gaan jou nou bliksem in die gesig of jy gaan iemand bliksem. So as jy nie fight nie, kan ek dink jy soek seker maar half, ek wil nie sê drug nie, maar daai gevoel wat jy kry voor jy instap om te gaan fight, voor ons volkslied nou speel. Hou soek seker maar half heeltemal daai adrenaline rush. Ja, ek dink jy gaan ver en hard soek vir daai gevoel, nee. Ek dink nie vir almal, ek weet nie wat vir almal dieselfde is nie, maar daai gevoel vir my, ek is soos jy sê, ek soek maar daai gevoel. Ek hou van dit, ek hou van adrenaline, ek hou van enigiets soos dit nog altyd my hele lewe lank. Maar om daai gevoel te kry voel ek is nou maar net vir die gelukkige of ongelukkige paar wat Natuurlik. Nee, ek kan net dink. En ek moet ook hierdie vir mense sê. Natuurlik by die UFC is dit soveel groot en jy fight voor jou hele land, jy draai jou vlag. Maar vir my was dit met my eerste amateur fight presies dieselfde. Hoe is dit? Daar in 'n tent ergens in Harties. Ek het presies dieselfde. Ja. In feite meer vrees gehad, meer ek was soos hierdie is ek wou nie van dit nie. Ek het niks van, ek was hierdie is sleg. Ek hou nie van die gevoel nie. Nou is dit net so, jy voel nog steeds daai. Mense het maar net geleer om met dit te deel. So toe jy opgetree die eerste, as mense gaan optree die eerste keer, daai jitters. Ja. Maar dit gaan nooit weg nie. Nee. Kan nie. Ek dink as dit weggaan is jy in die moeilikheid. Ek dink hoe meer jy voorberei, so jy voel meer voorberei. Jy voel meer voorberei as wat jy die eerste keer opstap. Ja, en ook jy weet meer wat te verwag en natuurlik mense met jou kop om dit kry want en dit het nie gebeur en ek was al 'n kampioen nog nie in die UFC nie, maar voor ek regtig begin gaan net met dit is hoe jy gaan voel. Jy moet weet, jy moet nie verwag jy gaan great voel op fight night. Jy voel terrible. Jy's verstaan dit is daar terwyl jy daar agter sit, dit is 'n ja, ek kan dink daai wag. Is so jy dink half jy wil net gaan, maar jy wil ook hê om iets gebeur laat dit net nie gebeur nie. Ja. Verstaan dit is en daai is die demons wat jy fight die hele tyd. Ja, veral as jy nou myn fight is. Ja, jy sit lank seker daar agter. Ja, jy sit daar agter. Verwonderend. Kyk, dan begin jy opwarm en dan langs die kamer langs jy hoor jy opwarm jou opponent op, jy hoor hoe slaan hy die pads. Jy stap al uit en jy weet, hier gaan ons nou. Dis ek onthou altyd, dan dink ek, nee, ek gaan nie hier doen nie. Hier is my laaste een. Ek slaap, maar nou lank voor die UFC ook. Toe ek nog UFC was, dan sê ek nee, hierdie is die laaste. Ek's jammer. Hierdie is nie gaan jy sê dat laas jy, dit was die lekkerste ding in die wêreld. Ek het dit gelaf. En so leer jy maar eintlik maar net hoe loop net. Dis eintlik dis die ding wat ek staan agter voor daai gordyntjie oop en dink hoekom doen ek hierdie aan myself? Ja. Wel ek het nie nou meer veel van 'n keuse nie. Ek het nogals soos ek sê al my eiers in die mandjie. Maar maar dan wonder jy besef eintlik net later die ou wat teen jou fight, voel presies dieselfde. 100%. Want jy voel hoekom voel ek bang? Jy's nie bang. Ek is nie bang beseer kry, niks bang vir daai ou nie. Mense is bang vir die vernedering van verloor. Jy's bang vir failure en dit is die menslikste ding in die wêreld. En wat die verskil dink ek maak van want dis in ons sport 'n baie groot ding. Ouens wat in die gym briljant is, maar as hy ligte aankom, hoe is dit? Is hulle terrible. Ouens wat wêreldkampioene moet wees, maar wat dit nie eens maak oor die UFC nie. Hulle wen 2 fights verloor. Hy kan nie cope met daai pressure. Daai pressure en dit is hy kan net nie as daai in daai kruit klim voor daai duisende mense. En die oomblik is nou. Jy sien ou in die gym, dan dink jy, jy kan nie glo goed sy nie. Hy hoor daar. En hy kan net nie daar uitkom want hy daai gevoel voor die uitstap. Hy het nog nie vriende gemaak met die gevoel. Baie ons try om eintlik fight. Hulle sê nee, ek gaan nie daaraan dink nie. Ek gaan net dit is 'n dom ding om te doen. Want hy bly binne en dan is dit 'n surprise. Jy moet gaan, hoorie. Ek lag altyd voor uit. Jy sien dan voor ek uit begin altyd so giggel. Ja. Nee, dis maar dis eintlik daai nervous lag. Dit is half soos hier gaan ons alweer. Ek begin altyd giggel want dis eintlik so 'n belangrike situasie. Dis crazy. Ja. En dan begin ek giggel. En dan ek sê hier's daai gevoel weer. Maar ons is nou hier, kom ons gaan doen dit. Let's go. Wat is die ergste wat kan gebeur? Dis face your fear. Dis maar eintlik wat dit is. En is mense wat is soos jy sê, jy sal nie weet as jy dit nie try nie. En ek meen jy wat nou self sê, wat daar staan en sê, hoekom doen ek dit? Volgende ek gaan dit nie weer doen nie. En dan gaan jy maar net weer en jy doen wat jy gaan nie weet of jy nie 'n kampioen gaan wees as jy dit nie gaan doen nie. As jy besluit het 'n dag ek is klaar, sal jy nooit bereik het wat jy bereik het. Nee, 100% en dis wat ek vir almal sê. Dit is almal sê hoorie, maar soos ek wil ook 'n kampioen word. Dis die hartseer vir ons sport. Ja. Dit is die most unforgiving sport in die wêreld. Dit is. Jy's een oomblik on top of the world en next. En
daar's baie opinies. Almal het 'n opinie, almal Ja, kan ons ja, ja, fight. ja. Almal Nee, kyk, almal. almal sê jy moes dit, jy moes dat. Almal. Dis amper soos Mense het nie dieselfde so Springbok. Dis Springbokke, ek wou net vir presies. sê. Mense almal en Ja. daar's ek skuldig. Dis dan ek sit voor daai TV en coach en Ja, ja, soos ja. almal weet, ek is nie 'n fan van die bokke nie, ek is lief vir die bokke. Ja, ja, nee. Ek is lief vir die bokke. Ek is Ja. dit is een van my passies is om bokragby te kyk. Ja. Ek is mal oor dit en ek meen ons almal was al daar, maar nee man, haal hy ou af. Al doen Kan nie dit glo is hulle kies vir hom. ja, nog nie, dis presies en dit is menslik. So wat ook ek sê gaan mense het nou veral na my laaste fight het ek nou soveel raad gekry Ja, as jy wil ja. en mense sal nou dink is net oor sê nee van my eie mense, my eie land. Natuurlijk. Jy verstaan, jy moes dit, jy moes dat, Ja. jou coach is nie goed nie. Hulle vergeet dadelik. Ek het Van- video's gesien na Ah, van daar ouens sal- op TikTok. Ja, wat nou Hulle- sê jou Laat ek coach. nou vir jou vertel wat moes hy nou gedoen het. Ja. Staan nie ou daar. Nee, dan Hy het in staan sy lewe daar, nog nooit hy- gefight. Verseker, dan's ek soos jene ou wat op aarde laat jy dink en ek maar hoe ek dit sien is ten minste kyk jy. Presies. Ja. En dis vir my belangrik. Exactly. Verstaan, dit Ja. dis waar dit gaan ons Suid-Afrikaners ons hou nie van verloor nie. Ja. En ons blameer altyd die ander mense nou as Ja. verstaan. Dis Driekus se skuld nou. Dit is definitief my skuld. Ja. Maar een ouens ek belowe ek dit was nie aspres. Nee, presies. Ja, ja. Maar sulke goed pla my nie regtig nie. Ek kyk na dit ek het groot geword met twee broers ma en pa wat Ja. ons reggemaak het vir dit. Yes. En dis waar ek al die danke moet gee. My broers, my ma, my pa Absoluut. het my groot gemaak vir hierdie want in ons industrie soos jy sien, Ja. in professionele sport is jy kry nie baie die ouens moet maar altyd op 'n sekere manier hulle self kontak. Ja. Jy sou in die moeilikheid kom as jy op 'n mic gaan en ons sporters doen dit nie. Ja. Verstaan so. Jy moet so dikwellig wees. Ja. Ja. Want almal het 'n opinie en dan jy nog die hele wêreld se sosiale media almal en hulle like hierdie ou en hulle like die ou nie. Hier en is soos dit hy Conor ja. McGregor, ek meen McGregor het die toon geset vir julle nogal daar met sy Verseker, back. Dis die presisie ding Ja. en daai sport so dit moet Hoorie, maar- en dit moet maar op iemand soos water van die een se rug af wees, maar Ja. ja, nee, Maar dit is jy moet embrace. Dit is lekker. Dis Ja. presies dit want ek meen as mense ophou 'n opinie vir jou gaan lewer of vir jou sê dan het jy eintlik jou kykers of 'n ou se Ja, following. natuurlijk. Dis soos die bokke moet eintlik mense praat nie eers meer oor die bokke. En as Ja. Mani byvoorbeeld misgeskop het en niemand praat daaroor, die beteken dit En niemand mense worry nie. support meer die bokke. Ja, 100%. En dis eintlik wat jy sê, dis ten minste daai ou jy weet hy het gekyk. Ja, na die verseker show dis en jy weet en hy's dis belangrik en die groot ding is en dit is die hartseer saak. En ek bereid om hier te sê as in Suid-Afrika is dit 100% so en reg oor die wêreld. Ja. Daar is 50% van mense wat kyk wat wil kyk omdat hulle wil hê jy moet wen. Ja. En daar's 50% wat wil kyk want hulle wil sien hoe jy gemoer word. Dis waar. Maar solank hulle kyk, dis die Ja. belangrike deel. Presies. Dit is so. Jy praat nou oor die bokke waarvoor jy lief is. As jy nou moet teruggaan, sê net maar toe jy 10 jaar oud is en 'n ou gee vir jou 'n opsie om 'n UFC champion te wees. Hy sê dit is op die skinkbord, 'n UFC champion te wees of 'n bokkaptein wat die wêreldbeker wen. Wat sê jy? Laat ek vir jou hierdie sê. Nee, ek het die keuse gemaak om toe ek Ja. nou universiteit toe gaan of gaan ek rugby speel of gaan ek aangaan met fight. Nou op daai stadium moet jy weet ek is nog amateur. Ja. Ek kon rugby speel, ek kon 'n beers gehad, ek was by Tikkies. En ek het vir my pa gesê, hoor, ek moes die besluit neem, sal ek nooit weer rugby speel nie of sal ek nooit weer fight nie. En ek dink ek kan nooit weer rugby speel, maar ek dink nie ek kan nooit weer fight nie. Ja. Want toe nou moet kies op 'n professionele vlak. Moet jy kies ek toe ek nog rugby gespeel het en gefight het, was dit op amateur vlak. So Ja. ek kon dit nog manage. Ja. Maar nou, een besering hierso maak jy aan nie, jy kan nie daai twee juggle nie. En hy het my gesê, hoorie ou, jy kan fight kies, dis great, maar jy wou nog altyd professioneel rugby speel. Ja. En wat gaan jy is hierdie ding, jy kan nie en ek het gesê ek het eintlik maar probeer daarmee gemaak dat ek gaan 'n day job ook moet hê want hierdie sport jy kan dit nie maak, jy kan nie finansiëel. Ja. Veral as jy hier so local fight, ek meen, ek kon nie eers hierdie droom regtig insien op daai stadium, ek meen as 18-jarige laaitie. En toe het ek die keuse gemaak om te fight en dit was die beste keuse wat ek in my lewe gemaak het want eerstens as ek so na die bokke kyk ek dink nie ek sou ooit goed genoeg kon wees om daar's nie een ou wat in daai span is wat nie daar hoort. Jy's nie hulle speel. So dis ek's bly ek het die keuse gemaak want ek het iets gekies het waarvoor ek lief was, Ja. maar ek dink nie ek sou die beste gewees het nie. Ek hoor wat So jy ek sê. dink nie ek sou
die verskil kon maak as wat ek gemaak het in die sport wat ek hierso is ek die beste in die hele wêreld. Absoluut. Precies. En ek dink nie in rugby sou ek Ja. so goed kon wees nie. Jy sal hulle nie in rugby kan wen nie, maar jy gaan hulle kan bliksem. as jy Dis- dit hoor. Dis ek wil nie. Ek wil nie. Mense vra altyd vir my as ek en Eben moet fight, wie sal wen? Ja, jy wil nie. Ek wil nie vir Eben fight nie. Nee man, ou mos nie. Nee, jene. Eben, hy ons kort vir Eben. Ja, presies. En wie kan jy bliksem is daai flank van Engeland. O nee, ek sal by hom. Jy vir hom sê bliksem. Nee, hy vra my sê ek altyd, hoekom wil julle altyd hê ek Ja. moet teen Eben of Nee. RG om Ons iemand moet ek wil meer nie om compare hulle met die fight. Ja, Engelse. wat sê wat Vra kop se vir my, naam? hoe sal ek teen daai Engelse flank? Ja, Pollock. Hom? Is dit Ja. Pollock? Pollock en dan jy wie ook donder is Marcus Smith. Jy kan hom ook Oei, na loskakel. Definitief. Maar ek gaan hom sommer bliksem. Ja. Sal ons kop as sal- hy lê. Sien, verstaan, vra my of dan daai ouens, jene, want ek sal vir hulle doen. Nee, presies. Kyk gou my skoene nê. Dis mos nou jou. Die Knox. Ja. Oh, beautiful. Ek wil net vir jou wys, dis nou old school en hy het by Temu, dis Kamzat se skoene wat hy. Wat ek op team Susyne is baie goedkoop. Ja, dis wonderlik. My Timo special wat ons hier het. Driekus, ons harte Gee vir my daai oorfone aan. Okay. Ons gaan gou met jou game speel. Hier maar ons tyd het nou. Ons is nou, jy weet ons kan vir 2 dae met jou sit en gesels, hoor. Jene, ja, hoe lank is ons al besig? Maar ons is nou 'n uur en 'n half. Wat? Nee, grappie. Nee, Ek kan dit nie glo. 53 minute. O, jene, 53 dit voel so minute. 10 minute. Ek kan nie glo nie. Ja, ons gesels. Moet jy gaan jy weer oefen vandag of is jy Nee, klaar ek is klaar vir die dag. Ek is klaar vir die dag. Ek het vanoggend my 2 sessies gehad. Ek is nou klaar vir die 2 dag. sessies 'n dag. Ja, nee, wel nou in camp 3, 4 Okay. sessies 'n dag. En donderdag is eintlik donderdag is die dae wat ek meestal soos sulke goed doen, media goed hanteer. Okay. Dis want Vrydag is ons harde sparing dae. So Okay. ek sal net die hele week gaan. In die week is dit 2, 3 sessies so buite camp. Hoe lank is dit nou? Hoe lank sal 'n sessie nou byvoorbeeld wees? Ons hoofsessie is nou so 2 ure 'n sessie. Okay. En dan die ander ene sal so uur wees. Okay. So buite camp, maar in camp doen ons maklik so in camp so 6 ure 'n dag. Liewe. So tussen die So verskillende dis jy het 'n 8 to 5 basically. Ja, jy het 8 to 5, dis net. Ja. Maar ek moet vir jou sê, ek weet nie hoe om 'n rekenaar aan te sit nie. So ek is bly ek kan fight. Jy hoef gelukkig. Wanneer gaan jy min of meer weet wanneer fight jy weer? Ek het soos ek gesê het, ek wil April. Okay. Die 11de April is daai event in Miami wat 'n groot event is. Ek sal like om op baie kaart te Okay. fight. So ja, hulle weet Dit hang ek af. is Ja. ek het hulle gesê oor die ek's reg. Ek Hulle gaan jou hulle laat stuur weet. en mense vra altyd oor wie wil ek fight, ek waar nie. Jy wil Ja, fight. Ja, ek's daar, kom, bring jou eens, laat hulle staan in 'n ry. Ja. Ek wil so graag as jy weer fight wil ek nou weer gaan, maar ek moet hom saamvat. Ja, laat jy kan glo dat jy daar was. Want ek glo hom nou nog nie. Laat dit daar was nie. Ek dink die oomblik sal vir my te groot wees as ek daar is. Ek gaan drink. Weet jy, as jy daar jong. sit, nee. As jy daar sit en jy sien dit, want jy moet nou weet jy hoor dit, nee. Ja. As jy daar in die crowd sit, dis Hoor hom. dit is die ding wat O, vir jy my. hoor die shots. O, My jene, broer dit klink. elke Want jy dis hoor hom. die mense skree na 'n harde shot. Maar voor die shot is dit doodstil. Daar sit 20,000 mense, dis choopstil. Ja. En dan as jy fight, dis verby en dan land 'n harde hou en dit klink soos 'n geweerskoot, 2 bene wat teen mekaar vasgaan. Hoorie maar in daai oomblik as jy adrenaline so voel jy die shots. Jy voel dit, jy kan voel dit gaan môre seer wees. O, is dit? Soos ek het al so dan skop jy na 'n ou toe. Ja. Dan soos ek my voet gebreek het in die eerste second fight. Ek het hom so geskop en toe skop ek met my voet so in sy elleboog vas. Wow. En toe ek het nie gevoel nie toe ek terugtrap. Toe wobble my voet. Toe sê ek, wat nou gebeur? Toe sê ek, o, daai gaan môre lekker seer. Maar jy wees. druk aan, jy hou aan. Jy ek moet sê die pyn voel jy nie. As jy dit voel in die fight, dan weet jy môre gaan dit moer seer wees. Okay. So jy voel dit, maar daar's baie goed wat jy voel, môre gaan hierdie ding seer wees en daar's baie goed wat jy voel, hierdie ding gaan later vanaand. Ja. Want ek nou gaan sit jy's so pumped. Die adrenalien is so Nee, natuurlik. na 'n fight. Ek meen jy bloei, jy kan nie sien nie, jou voet gebreek, jy hop al rond. Hulle sê vir my ek moet 'n kruk kry. Ek sê daar's nie 'n manier nie. Ek het 'n daai suit gekry. Ek gaan daai skoen aantrek. Ek gaan nie nou met daai ek shower, ek voel great. Toe ek my skoen wil aantrek, toe pas hy nie in die skoen nie. Kan ek hom nie in die skoen pas op so. Toe sê ek okay, fine. Ek gaan net sonder die skoen gaan. En ek kort nie 'n kruk nie, man. Ja. Dis fyn. En ek het so geloop en toe ek nou net die beld gemeen, ek loop. En na die interview 1, interview 2, interview 3 gaan ek sê, hoorie daai moon boot, laat ek hom net want ek loop nou een skoen aan, een skoen uit. Gee my nie daai moon boot want hy raak bietjie gevoelig want ek sit nou baie gewig op hom. En net voordat ek die interview en nou dra ek jou my beld ook nog en net voor ek jou laaste interview moet doen, maar jy nou sit voor die hele media skram. Dan gaan ek sê, hoorie
het jy een van daai krikke. Want soos jy adrenaline nou gaan, jy wil koud word, maar nou moet ek weet ek het 'n fraktuur in die voet, die een is gebreek. Ja. So nou, die volgende oggend, soos ek sê, die eerste ding wat ek gedoen het as die wêreldkampioen, my eerste aksie, die dag toe ek wakker word, my beld so. Hierdie aksie. Nee, nie eers nie, ek gevoel op pad soontoe. Ja. Is ek het so wakker geword met my beld so langs my. So gekyk en ek wil toe gaan, jy weet in die oggend ek wil gaan pee. En ek gaan sit so regop. Maar dit voel of 'n trein oor my gery het en toe reverse het weer. Ja. En ek kyk so en ek kan nie hierdie knieligammente het 'n geskeur maar voor die fight daar. Ja. Daai voet's gebreek, hierdie een te fraktuur. Ek meen my voete staan so my gesig, ek kan net so sien. Ja. Altyd my oë is toe. En ek wil so opstaan en ek kan nie gewig op een van my voete sit nie. Ja. En ek begin toe, nou sien ek die krikke staan daar in die kamer teen die muur. Die voet is in 'n moonboot en ek begin kruip na my krikke toe. So, hande vier. Heerlikheid. Nou in hierdie nice hotel ek's 'n champion of the world en ek kruip so na my krikke toe, maar nou is die krikke daar. Nou kan ek nie genoeg krag kry dat ek myself kan opdruk want daar's nie 'n kas hier teen die krikke nie, want nou draai ek, maar kan geen gewig op my voete sit nie, dis te seer. En ek kruip toe na die badkamer toe. En ek maar die wasbak. En ek tel myself so op en ek lê so teen die wasbak en tee. En toe bel ek maar die mense daaronder sê, hoor jy het dalk 'n rolstoel hier. Hoor, kom help jou uit hier. Dis ek weet jy het dalk 'n rolstoel nie. So ja, dit was daai volgende oggend voel 'n ou nogals wild. Nee, ek kan dink jy's Want moord. ek het al fights gehad waar ek nie eens 'n merk gehad het nie. Verstaan, maar nie in die UFC nie. Nee. Daarso veral as jy aan die top fight, jy kan dit op jou maas kry. Hy los 'n jy kom permanente maar skaar. Ietsie gaan seer kry. Ja. Ek meen ek is styf van fly fishing. Nou jy weet hoe gaan ek voel. Hoe gaan ek voel as ek vir 5 rond is iemand my gebliksem het. Okay, Ricky, het jy vir ons 'n tune daar? Ja, ek het net maar iets gesoek. Henry, sorry man, is ons kameras hardloop hulle nog? Ons het baie goedkoop toerusting ook. Die export Henry, export. So, jy gaan nou speel jy sommer sê jy hoe gaan dit werk? Okay, so ons gaan vir jou, jy gaan musiek in jou ore hê. Ons het vir jou 'n ordentlike treffer daar. Ja. Dis 'n Yuri Els nommer. Hoe sê mens dankie? So dit is net vir ons. Ons weet nie hoe om vir jou dankie te sê nie. So ons sê vir jou dankie met hierdie liedjie van Yuri Els. En dan gaan ons vir jou Ricky het 'n woord. Hy gaan vir jou 'n woord gee wat jy of Jy gaan die woord gee. O, ek gaan die woord Ja, ja. gee. Ja, as jy met hierdie tipe admin voor die tyd. Ja. Sorry man, ons het glad nie. Hoorie, maar ek moet sê ek's nogal impressed met jou vandag, hoor. Die Hoorie, tipe baie vraag wat jy hom gevra het is Was dit nogal- goeie Dit is 'n vraag? goeie vraag. Jy het Dit was regtig baie goeie vraag. voorberei. Ek dis kry soveel boring vrae wat almal dieselfde Nee, vra. jy het Jy regtig- het 'n media skram gaan uit. Jy doen 20 onderhoude Jy het en moeite almal vra gedoen. dieselfde. Ek kan Dis nie die eerste glo- keer wat ek voel jy het moeite Dis die gedoen. eerste keer wat jy my komplimenteer ook in my lewe. Dis hoorie, voel soos 'n pa, seun, soos 'n weeskind, ja. Trots oomblik. Okay. Het ek musiek aan 'n woord gedink het ook. Okay, so Ek het jy 'n gaan nie woord. woord, jy gaan net 'n woord sê. Sê jy met my moet jy lippe sê. lees. Kan ek maar speel? Okay. Sê as dit te hard is. So- Jy kan Nee, wag, druk Kyk, gou eers my ore, pause. Dit kan nie te hard wees nie, maar Druk gou eers pause. Okay. Okay, so ek gaan net eers vir jou vra, kan jy my hoor? En dan so dis nie die woord nie. Ek meen dis nie die Okay, term dis nie wat die- jy ja. Jy kan net wys ja of nee. Okay, goed. So jy gaan dit. Kan jy my hoor, Driekus? Kan jy my hoor, Driekus? Hy kan nie. Okay, fantasties. Okay, het ons 'n woord aangedink? Nee, wat het ek net gesê? Okay, ek het een. Wat het een? Snotklap. Hoe's daai? Ag ja, kort en krag. Krag, okay. Snotklap. is dit snotklap. Geneem man. Okay, nee, wag, ek het 'n ander een. Okay, sorry, dit was te maklik. Okay, Ja. hoor jy's goed in dit, hoor. Nee, nee, ek moet kyk want nou het jy nog die hele Ja. snor en also ek just by hom gaan ek makliker kan sien, maar jy Ja. Okay, Kom ek ons is draai. nog nie goed in die game nie. Kom ek Okay. draai. Gooi. Moet ek 'n sin sê of net? Ja, goeie sin. Okay, Uh, hierdie gaan taal wees. Ja, maar ons voorbereiding is swak, Wag, ek hoor. het gou dink. Ja. ek gaan gou dink. Ek kan aan 'n sin dink, maar Ja. dit is nie PC nie, so. Ja. Gaan Jy nie kan werk vloek nie. ook hier, hoor. Jy kan Ek ja. nee. My Grappig. ma gaan my O, donder. natuurlik, jou ma kyk. Ja, my ma kyk my gewoonlik uit. Maar nou op die weet ek nie program. wat om te sê nie. Okay, moet ons dit Sê jy. Okay, hierso. Okay, kom maar. Okay, go. Comes up. Okay, gaan weer. Gaan weer? Comes up. Het jy Kamzat gesê? Ja.
Wat 'n ass. Ek het die eerste keer gesien, sê ek sê ek het seker verkeerd. Rieke, sorry. Is my mikrofoon aan in sy ore? Ja, hy sê goed. Ek kyk die eerste keer, ek sê ek het sweer jy het net Hamza gesê. Dis twee woorde waarmee jy, ek meen wat jy die meeste al seker die laaste ruk gehoor het. Ja, ek Slotklap, moet dit sê. Kamzat, daar gaan jy. En moes. En moes. Ons moet nog 'n En bietjie moes. werk aan die speletjie. Het jy gehou van die liedjie? Ek het die liedjie, dit was great geweest. So dit gaan meer oor die liedjie. Die speletjie, wat die liedjie maak hom moeilik want nou hoor jy, dis soos om as jy in jou kar 'n liedjie luister, Ja. maar jy hoor, jy probeer dink aan 'n ander liedjie. En dan daai woorde, jy gaan sien 'n manier wat jy so nou ek moet daar fokus, Ja. maar hierdie ou Hoe sê gooi mens daai dankie? ou banger. Rikus, ek sien jy, dis 'n ou mik, wat se nou wat hy het nou lekker Ek sien swart hy hier van 'n langs sy oor. Krap gou daarby oor. Daar's 'n van die goed daar Ja, van. sy- Sorry man. Volletjies. Dis wat gebeur as jy daai musiek aan. Ek sê nogal ek wonder wat gaan ek vir jou speel, maar dit moet iets wees wat ou so half van Jy moet jou 'n irriteer. bietjie afgooi, Ja. hè. Ja, hy moet jou afgooi. Hoorie, ons laaste ding, sorry Henry, ek weet ons hardloop uit tyd uit. Ons het vir jou ietsie ingegooi wat gepas is by jou. Ja, dit is ons versekerbeker, so jy moet Wat het raai. jy nou gedrink daar? Jy moet raai wat het ons vir ons. Kyk eerlik. Onthou, hy is in camp, so hy mag net water drink. Ek is nog nie in camp nie. Ek kon 'n bier drink as ek sou O, wou. jy kom maar my bliksem Rikus. So ons sou vir hom 'n bier kon ingegooi het nou. Nee, moenie stres nie, ouens. Dit is môre is mos nou sparingdag verstaan. Natuurlijk. So ongelukkig nie. Ja. Hulle sal dit My betaal ou vir vriend, dit. hoorie, ons waardeer dit regtig. Dit voel vir my daar's nog so baie goed wat 'n ou vir jou eintlik wou Ja, vra, ek jy moet weet sê daar. dit tyd het gevlieg het. Dis Dis- ja, ons nog dis baie net goed wat te ons kort. kan bespreek, maar dit was nou lekker. Ek doen bitter min sulke ek kry min die weet. geleentheid om hierdie tipe goed te doen in Afrikaans. Verstaan jy wat ek En bedoel? veral in Afrikaans. Want En Joe dit is Rogan Hy's sal op jy ons op sy Afrikaans. podcast- Ja, Hy's op ons ja. Afrikaans. Ek wonder of hy nie eendag vir jou ook gaan vra om Ek daar moes te ek kom. moes al op Joe Rogan gegaan het. Ons was al genooi, maar Wel, is dit dit was ook al? ja, in omstandighede toe is dit net soos ons kon nie op nou 'n nie volgende keer. Sien, maar seker lekker om daai ouens te Dis great as jy la- die mense ontmoet want Ja, want ek maar love hulle van weet wat hulle. lekker is, nee. Of wel lekker en sleg is jy ontmoet van hierdie ouens en dan sê jy soos, "Jene, dis Wow, nou 'n ek teleurstelling." hoor Ek hoor. Maar dan ontmoet jy van die ander ouens, Is dit lekker? dan skiem jy soos en ja, daar's van die ek meen van jy raak vriende met al daai mense. Ek meen ou soos Bruce Buffer. Hy's Ja, ja. een van die coolste, Yes. naaste mense in die Ek wêreld. kan dink. Ou soos John Anik Ja. is een van die cool. Hy's my gunsteling om by hy is. O, regtig? Hy's die daai ou is so nice mens. Ja. En net 'n cool ou. Hy's so en dan ander fighters, Michael Bisping. Ja, dis die ding van ons Suid-Afrikaners. Ja. Ons like dit om relatable te wees, né? Ja. Ja. Ons hou van mense. Ons like dit nie as mense hulle self, jy weet, fancy hou of presies. Ja. En dis maar moeilik, né, want ons is baie sterk in ons kultuur. Ja. En Amerikaners is maar sterk in hulle kultuur en Ja. verstaan so ons vat baie keer as arrogansie. Vinnig, veral daar, jy gaan dit so jy en dit is Windgat. Hy was windgat. windgat. Ja. En nie die goeie. Ja. Die goeie windgat. Die amper half, maar dit is net 'n kultuur ding. Dis hoe hulle is. Ja. Maar jy kry baie, ek het 'n ou soos Michael Bisping. Hy was altyd 'n goeie fighter, hy was great, maar ek was nie mal oor sy Ja. persona as 'n fighter. Ek het hom gelike, maar Ja. hy was nou nie iemand wat ek daar gesit het. Ek hoor jou. Toe ek hom ontmoet, yes, what a nice guy. Maar 'n lekker ou, verstaan? Ja. Hy like 'n bier drink, hy like 'n Jessie. twak praat, hy's 'n Ja, hy's 'n ja, regte, net 'n hy's 'n lekker ou. regte lekker ou. Ons gaan vir hom moet kry dan Ontmoet nie, sulke, jy kry. Jy gaan sukkel met Afrikaans. Dis maar jy dan gaan jy met ek kan Engels praat. Rikus kan Dan nie moet 'n jy woord. met nou- jy maar met hom praat. Afgesien van Donald Trump, wie is die coolste ou wat jy al ontmoet het? Famous wat almal sê net maar sal ken, akteurs of een van daai manne. Ja, dit is 'n baie goeie vraag. Ek neem aan die famous ou wat ek aan seker maar Trump. Ja, moet Nee. seker hy wees. Heel vir Mike Tyson ontmoet. Ek het nie vir Mike Tyson, hy was Ja. by een van my fights, maar ek was dit het net so uitgewerk dat ons Dat jy hom nie kan bladskit nie. Ek het Shaquille O'Neal ontmoet wat nogal O, cool was. ja. Hy's 'n baie bekende ou. Dis hy hom groot hè. Hy's ek kon dit nie glo nie. Ek kon nie glo hoe Is dit goed- soos wow as jy Dit hom is- sien? Hy het As sy jy hom hande. sien. Dis ek het die foto, ek moet jou wys. Ek pas hom hier. Ek beloof jy ek groet hom net dat sy hande. Ek het Ja. groot hande. Ja. Ek groet hom dat sy duim en sy middelvinger mekaar raak aan die ander kant. Dis dit lyk of jy 'n meisie se hand skud. Ja. Toe hy my Toe jou wat se dit was unbelievable. Ek het al Ja. 'n paar akteurs ontmoet. Theo Von, ek het hom ontmoet. Ja. Hy is die grootste UFC fan. Daai is van die prelims. Hy sit alleen daar. Hoorie, hy's 'n kyk die lekker ou. prelims. Ek love daai ou. Die Dis 'n naaste kwaai ou. Ja. Theo Von het my eendag gevra vir 'n foto en dit was seker een van die coolste goed wat ooit my. Heerlikheid, Dit my was amazing. Ek geniet daai ou. Hy is hilarious. Hy 'n
genuine lekker ou, Ja. moerse nice ou. Ek het vir Kid Rock ontmoet wat baie cool was. Hy was by die fights. Ja. Hy's 'n badass. Nou nie almal se cup of tea nie, maar ek laat hom. Ek love hom. Ek's 'n baie groot fan. Miles Teller het ek al ontmoet. O, okay. Dit was cool geweest. Ek het Machine Gun Kelly en Megan Fox ontmoet. Ek het nie Machine Gun Kelly ontmoet nie, want sy het langs op gesit. Maar jy het vir Megan Ek het vir Megan ontmoet. Ek meen, ek dink Ek het jy het seker ek het nie kyk geweet hy's daar nie. Want hy het 'n hoed aangehad en toe hulle my sê jy het Machine Gun Kelly, sê ek nee, ek het hom nie gesien nie. Hulle sê die ou wat langs jy het hulle groet. Ek het nie eers agtergekom as hy en Megan Fox was langs hom. Hoorie maar, hoe lyk Megan in lewende lywe? Sy lyk goed. Ja. Ek kan- kan jarig. Dis al wat jy hoef te sê. Ek meen, ja, Ek jy meen- hoef nie. Ek wou jou nog vra, hy, ekskuus. Natuurlik nie so mooi soos my vrou. Natuurlik. Dis nou waar hy nee. vra of ons vir Vastie ook op die program mag kry een keer. Hy het gevra. Natuurlik. Maar Maar dis as jy in die buiteland is. nee, dis nou wat ek sê hierso, sy moet gebrief word. Dit moet daai tyd as jy in die buiteland is, dat jy nie kan nie. Jene. Gaan Nee, nie werk. ek het nou die dag het ek al ontmoet. Jy hoor jy het dan 'n verskriklike oulike verloofde. Man. Nee, sy is. Jy het dan mooi Ja. gemaak daar. Nee, jene, my maat Lucky, ek het vas. Ja, jy het Lucky, Wel is lucky. nog nie, jy moet nog eers trou voor jy kan vasmaak, hoor. Nee, dit is so, dit Ja. is so ek het maar dis hoekom ek die vraag gevra. Ek Ja. het gedoen gaan Nee, jy kry daai net een keer. ja. Het ons hulle daai, het ons hulle troudatum of is dit nog nie ene? Ek het nog nie ek weet nie, ek sal die location en die dag en datum kry. Nou raak jou vrae swak. Oh, sorry man. Jy moet nou nie sulke goed vra. Ja, die ander Sê my saam met my. Ja, Wayne gaan my bliksem wat hier sal sit. Ek meen Kyk, want Amy, dis daai genoeg. sê vir my Wayne, dis die tipiese vraag wat die media gaan vir jou gaan vra. Sien dit sien ons hardloop nou uit tyd. Dit is Nee, kyk die groot ding is dit dis hoekom ook hoekom ons heelwat langer verloof bly was die feit dat jy nog jou opsies ontgehou. nee, want Ja, my ek wil man- net seker maak, dis reg. Ja, nee, dit was ook met jou fight beplanning en goed. dat Verstaan dat om te sê ek kan nie onaktief bly vir 'n jaar. Verstaan, ek wil graag kyk om te fight. Ja. Die trouens behoort nader aan die einde van hierdie jaar te wees. Okay. En om te kyk 2 keer te fight hierdie jaar Ek- definitief. great. Ja. En Yes. dan 'n bietjie 'n breek te vat. Saam, jy verstaan as jy Saam met getroud daai is, hele saam ding. Troue, lekker honeymoon. bietjie honeymoon weggaan, bietjie gaan Ja. travel. Ja. Ek wil graag vir honeymoon, ek wil graag Formula 1 gaan kyk. Sy love dit ook, wat great is. Ja. Waar is jy gaan nou? Waar is jy? Wel, ons sal maar kyk wat is die datums Ja. naby daai. Ek sal Texas in my huis. Hy's redelik vroeg Texas. Nee, die Texas en ek sal dit like Ja. om te gaan kyk. So kyk wat is daar aan die einde van die jaar want Ja. ek het al Miami gaan kyk. Dit was die eerste een wat daar was. Dit was ongelooflik. What? En Abu Dhabi is ook ongelooflik. Ja. So ja, mens sal maar sien daai tyd van die Kyk waar jaar hy is, ja. waar die volgende een is, maar Miskien kry Suid-Afrika ene dan kan jy sommer vir jou honeymoon Kyalami toe. ag, jene great, maar daar's hy. Lekker goedkoop. Ja, dis nou wat ek sê. Hier is like dit. Hoekom wil ons nou in dollars gaan betaal as kan Ja. betaal in rande? Jy gaan Hartbeespoortdam toe, jy gaan Legends toe, jy gaan kyk die Formula 1 op Kyalami. Ja, so wel, ek meen, ek het meer gedink soos 'n van 'n bietjie Aventura. Ja, maar ek kan vir Van jou Aventura en Formula 1. 100%. Enrique sing jy aan daarso. Ag, jene, nou Dankie, gaan kyk, kyk. luister, ek is dan die beste man. Hoorie Driekus, dankie my vriend. Dankie dat jy Ja, kom dit was kuier baie het. lekker geweest. Ja. Ons is flippend trots op jou en die hele land. Wen of verloor maak nie saak nie, dude. Jy soos ek nou gesê het, jy's volksbesit. Jy het 'n sport in ons land ingebring wat 90% van mense nie geken het nie. En jy het al vir ons soveel keer trots gemaak, meer as wat hoeveel mense al in die land gedoen het. En hou net aan wat jy doen. Ons weet jy werk flippend hard en ons weet, ek meen jy was op jou piek al, maar ons weet daar's nog hoogtes. wat Ja, voor ag, lê, dude. absoluut. Absoluut. Nee, thanks ouens. Dit was baie lekker Dit geweest, was- dankie. Dit was baie lekker. Laat weet ons wanneer jy beklei dat ons kan saamgaan. Ek maak Ja, verseker so. wanneer jy beklei en jy trou, laat ons die datums kan uitsit. Alright, perfect. Dat is dit seker So jy man. het klaar MC trou en Sy dinge is en uitgesort. ek sal sing, jy Ag, weet ek. yes. Kom ons gaan drink 'n bier manne. Ons maak so. Cheers.